Nou, jy weet, jy praat hier van microbesigheid. Microbesigheid is 'n ou wat 'n ding in sy kop kry en hy wil 'n besigheidjie begin dryf. Hy het niks anders te nie. Dit gaan oor koop en verkoop. Hy moet nou gaan 'n aansoek doen vir 'n lisensie. En dan gaan hy moet wag. En as hy in daai tyd dit durf waag om daai besigheidjie van hom te bedryf, dan kan hulle hom op sy goedere beslag lê. Ekonome, sakegroepe en werkgewersorganisasies het hulle kommer uitgespreek oor die nuwe voorgestelde wetsontwerp op besigheidslisensiering wat in die Staatskoerant gepubliseer is en tans oopgestel is vir openbare kommentaar tot 28 November. Die wet het ten doel om 'n nasionale register daar te stel waarop elke besigheid in die land geregistreer is. Ons sluit aan by die uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging, NIASA, Gerard Papenfoos. NIASA verteenwoordig minstens 7000 sakeondernemings in die land. Goeiemôre Gerard. Hallo, hoe gaan dit? Het gaan goed, dankie. Wat behels hierdie voorgestelde wet, want die kommer hieroor is wyd? Wel, kyk, die regering is in alles besig om alles te sentraliseer. Dis nou 'n regering wat eintlik nie in staat is om 'n snoepie te bedryf nie, wil die land van sentraal beheer, alles is daarop gemik, en jy kan elke stukkie wetgewing wat hulle mee besig is, wil hulle totale beheer. Hier is net nog een so 'n maatreël. Nou daar is 'n baie gevaarlike term in hierdie wet, en dit is, hulle verwys na die preferential business licensing, en dis nie net 'n lisensie wat hulle gee nie, dit is preferential business licensing. Met ander woorde, hulle kan sosio-ekonomiese doelwitte nastreef deur by wyse van die toekenning van 'n besigheidslisensie. Ek dink nie enigiemand besef, dalk is daar mense wat besef hoe gevaarlik dit is nie. Jy weet, Rob Davies wou jare terug al die uitreik van besigheidslisensies onderwerp aan BEE vereistes. Maar hierdie sê dit nie so nie, maar dit hou definitief daai gevaar in. So, jy moet aan sekere goed voldoen as jy besigheid bedryf. Nou, dit is vaag op die stadium, maar dit maak die deur oop vir so iets. So dit is nie net 'n persoon wat 'n besigheid wil bedryf nie. Nou in die vrye mark sê jy vir 'n persoon wat 'n besigheid wil bedryf hom. Ek maak dit vir jou oop, maar miskien kan hulle vir jou sê, jy kan op sekere plek nie, jy kan nou nie hier op 'n straathoek 'n besigheid bedryf nie, jy kan nie versperring voor 'n robot opstel nie, jy kan nie voor 'n ander ou se besigheid jou besigheid gaan opsit nie. Dit verstaan ons, dit is goeie orde. Maar hierdie ouens het 'n ander ding in gedagte. Hulle wil sosio-ekonomiese doelwitte bereik, wat baie gevaarlik is. Nou, benewens dit, gee dit baie magte as jy nie voldoen nie. So, hulle moet jou lisensie binne 30 dae of meer, 45 dae uitreik, 44 dae, 30 plus 14. Nou, jy weet, jy praat hier van microbesigheid. Microbesigheid is 'n ou wat 'n ding in sy kop kry en hy wil 'n besigheidjie begin dryf. Hy het niks anders te nie. Dit gaan oor koop en verkoop. Hy moet nou gaan 'n aansoek doen vir 'n lisensie. En dan gaan hy moet wag. En as hy in daai tyd dit durf waag om daai besigheidjie van hom te bedryf, dan kan hulle hom op sy goedere beslag lê. Kan jy dink wat is gaping dit ooplaat vir afpersing van hierdie persone, korrupsie, manipulering, en dit alles geskied buite hierdie uiters ondoeltreffende, uiters korrupte stelsel, en hierdie arme klein besigheid. En die nasionale ontwikkelingsplan sê dat 90% van werkskeping moet geskied deur juis hierdie besighede. So ek dink dit gaan op niks uitloop nie, want as dit kom by die registrasie van besighede in die ontwikkelende gebiede, townships, waar daar baie van hierdie besighede ontstaan, en dit is nou 'n 1 triljoen rand bedryf, hulle gaan nie registreer nie, nie een nie.
Hulle sien hierdie ding kom en hulle gaan nie registreer nie. Buitelanders besef die gevare, buitelandse besighede wat floreer in die huidige stelsel, wat die mees suksesvol is, hulle gaan nie registreer nie. Hulle kan nie. Want die oomblik as jy registreer, stel jy jouself bloot aan die manipulasie van amptenare, van korrupte munisipaliteite. So, hier is groot gevare en vir bestaande besighede uit die aard van die saak is daar rooi ligte wat ook opgaan. Baie dankie Gerard, ons hou hierdie saak dop. Die Staatskoerant is dit nou gepubliseer en is oopgestel vir openbare kommentaar tot 28 November, so daar is nog 'n pad wat voorlê vir hierdie wetgewing. Ja. Dankie, dit is Gerard Papenfoes, hy is die uitvoerende hoof van die Nasionale Werkgewersvereniging NIASA.